Ons gaan 'n gedeelte saam lees in Lukas 2. En as jy ooit Kersdienste bywoon, dan gaan jy miskien al die gedeelte al gehoor het. Jy gaan vra, Johan, jy's bietjie vreemd. En ek is, hoekom wil jy hierdie boodskap juis op hierdie dag verkondig? Maar daar's soveel diepte in hierdie gedeelte, wat ek bid elkeen van die, as jy dit hoor, sal dit sien, sal dit ervaar deur die werking van die Gees, en sal jy uitgaan met ongelooflike troos. Lukas 2 vers 25. Kom ons buig met ons hoofde en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te breek. Dankie Here vir u woord. Here, ons weet dat daar uit onsself uit geen manier is wat ons die woord kan verstaan nie. Ja Here, deur die Heilige Gees alleen, kan u die woord vir ons oopbreek, ons oë oopmaak, ons harte ontvanklik maak, sodat ons u woord sal hoor, en dat ons sal verander en vernuwe word deur die Gees. Dis die gebed, Here, van ons harte. Dat U ons sal vernuwe deur die woord. Amen. Lukas 2 vers 25. En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam van Simeon. Hierdie man was wetsgehoorsaam. Die ou vertaling sal sê hy is regverdig, en daar's 'n rede voor hoekom hy regverdig genoem word. Ou-testamentiese persone word regverdig genoem omdat hulle die wet gehoorsaam het. En daarom het die nuwe vertaling ook gesê wetsgehoorsaam. En toegewyd, en het hy uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom. Hy het deur die Heilige Gees se openbaring ontvang dat hy nie die dood sou sien voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Gelei deur die Gees het hy na die tempelterrein gegaan. Toe Jesus se ouers die kindjie inbring sodat hulle die gebruikelike voorskrif van die wet oor hom kon nakom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geloof. Nou Here, kan die diensknegt in vrede laat sterf. Soos hy gesê het, my oë het inderdaad die verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het. 'n lig vir die wat vir die nasies tot openbaring dien, en eer bring aan die volk Israel. Sy vader en moeder was verstom oor die dinge wat oor hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem vir die val en die opstaan van baie mense in Israel. As 'n teken wat beslis word, sodat die bedoeling van baie mense aan die lig kan kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ongelooflike gedeelte. Simeon, 'n man wat genoem word regverdig, wetsgehoorsaam. Iemand wat gesê het, wat God sê, gaan ek net so doen. Gaan ek nakom. God se opdragte is my hart. Ek wil dit doen wat God van my vra. En natuurlik, waarvoor was die wet daar gewees? Die wet in die Ou Testament wys vir ons dat niemand onskuldig is voor die wet. Dat niemand die wet kan nakom. Daarom sê die Bybel vir ons in die Nuwe Testament dat die wet is vir ons 'n tugmeester na Christus. Want die wet bring jou onder die gedagte, ek het 'n verlosser nodig. En jy sien, dis waaroor Simeon gaan praat, want hy sê die verlossing het hy gesien, die verlossing het hy aanskou. So die Ou Testamentiese mens het vooruit gekyk, met die offers wat hulle gebring het, na die een wat sal kom, wat die volmaakte offer is. Die Hebreërskrywer sê, hulle het geweet, dat daar 'n offer, geen offer, sou die sonde van mense kan wegvat nie. Geen offer wat gebring word, van 'n lam, van 'n bees, sou enige iemand se sonde kon wegneem. Maar al die offers van die Ou Testament het vooruit gekyk na die een wat sou kom, wat die sonde sou kom dra en sou kom wegneem. Wat sê die Bybel van die mens? Romeine 3 vers 9, en is 'n aanhaling ook uit die Psalms uit wat Paulus hier gebruik in Romeine. Hy sê, wat dan? Is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie. Want ons het alreeds tevore Jode, sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Soos daar geskrywe staan, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Daar is niemand wat God soek nie. Daar is niemand regverdig nie. En dit laat jou al klaar begin vra, terwyl jy dit lees, sê vir jouself, maar hoe kan ek regverdig word?
Want geen persoon wat nie regverdig is nie, sal God ooit sien. Hoe sal ek ooit God sien, as die getuienis is, niemand is regverdig. Daar is niemand wat verstandig is nie, niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En ek weet wat jy baie keer doen in jou lewe. Jy baie keer, miskien, is jy iemand wat nie kerk toe gaan. En baie keer gaan jy kerk toe, en as jy van daai goed is wat jy aftik in jou lewe, en jy sê, ek is daarom nie so sleg nie. En jy het gewoonlik 'n klomp mense in gedagte waaraan jy dink, en jy dink by jouself, ek is daarom nie soos hulle nie. En jy het hierdie goed, hierdie lysie wat jy aftik om te sê, ek is daarom goed. Ek is nie so sleg nie. En eendag as ek voor die Here gaan staan, gaan hy vir my sê, as hy na my kyk, en sê, Johan, as ek nou alles moet opweeg, die goeie wat jy gedoen het en die slegte wat jy gedoen het, dan moet ek vir jou sê, die goeie wen. Terwyl die Bybel sê, daar is niemand wat goed is nie. Want wat is die standaard? Wat is die standaard? Want dit is wat ons moet weet. Die standaard is nie aan 'n mens nie. Daarom as die ryk man na Jesus toe kom, dan sê hy vir hom, goeie meester. Jesus sê vir hom, hoekom noem jy my goed? Weet jy wie ek is? Kan jy tussen die lyne, is hy eintlik besig om te sê, verstaan jy wie ek is? Hy sê, daar is niemand goed nie, behalwe God. As jy wil weet, wat beteken dit om goed te wees, dan beteken dit om soos God te wees. En as jy verstaan wat dit beteken om soos God te wees, dan verstaan jy, daar is niemand wat goed is nie. En daar's net een manier om in die hemel te kom. Kom ons sê dit nou vir mekaar. Daar's net een manier om in die hemel te wees, is ek moet goed wees soos God. Niemand anders te kom in die hemel. Ek hoop jy wag nou vir die antwoord. Hoe kom ek in die hemel? Daar is, almal het afgedwaal. Die psalmdigter gaan verder, as Romeine dit aanhaal, Paulus haal uit die psalmdigter, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, gif van adders is op hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking, bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is op hulle paaie, en 'n pad van vrede ken hulle nie. Nou vers 20, daarom sal die geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Kan jy verstaan hoekom 'n man wat regverdig is, wat 'n wetgehoorsame man is, uitgesien het na die dag wanneer daar verlossing sou kom na Israel? Die Heilige Gees was op hom, sê hierdie gedeelte vir ons, en hy het die skrif bestudeer. Hierdie man van God was besig om die Bybel te leer en te lees en te ondersoek wanneer hierdie verlosser sou kom. Jy sien 1 Petrus 1 vers 10 sê vir ons, aangaande hierdie saligheid, hierdie verlossing wat sou kom, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagevors op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. So jy kan sien, die profete het gegaan en hulle het bestudeer. Hulle het die goeders neergeskryf, maar hulle het bestudeer. Wanneer sou hierdie vervulling plaasvind? Wanneer sou hierdie een kom wat die verlosser sou wees? En dan vers 2 van 1 Petrus 1, aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Die woord van die Here is so ongelooflik, dat selfs die engele is besig om in dit te kyk om te sê, hoe gaan dit vervul word? Hoe gaan dit ter werklikheid word? Daar's 'n opgewondenheid oor die woord van God. Selfs in die hemel is daar 'n opgewondenheid oor die uitvoering van God se woord. Is dit nie tragies dat so baie mense die Bybel het en dat hulle nie opgewonde is oor die woord van God? Dat selfs engele wil graag weet hoe dit gaan uitgevoer word. Wat gaan die volheid daarvan wees? Daar was so baie mense wat in Simeon se tyd geleef het, wat ook die skrifte geken het, en het niks in hulle verander. Hulle het geweet wat die skrif sê, maar niks het gebeur in hulle lewens nie. Matteus 2 vertel vir ons van een van hierdie gebeurtenisse, as die wyse manne by Herodes kom in Jerusalem.
Hulle het 'n ster sien opkom en hulle het geweet vanuit hulle geskrifte uit, daar sal 'n ster kom. Daar sal 'n verlosser kom uit Israel uit. En hulle is op pad na Israel toe en hulle kom na die koning se huis toe want hulle dink by hulle self, die koning moet tog in die koning se huis gebore word. En hulle vertel vir Herodes van wat hulle gesien het. Die volgende van plaas in Matteus 2 vers 3. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld. En die hele Jerusalem saam met hom. Nou daai gedeelte skok my altyd. Ek kan verstaan dat Herodes geskok is, nie u nie. Ek meen as iemand vir jou sê, daar is iemand anderste wat gaan koning word. As iemand wat gaan koning word in jou plek, sal jy geskok wees as koning. Maar wat vir my verder skok is, nie net hy was ontsteld nie, maar die hele Jerusalem saam met hom. Die afwagting van die Jode het gekom, die voorspelling het plaasgevind, in plaas daarvan dat die Jode opgewonde is hulle geskok. Vers 4. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore word. So hy roep die manne wat die skrifte ken, hy sê vir hulle, hoor hierso, vertel vir my, waar gaan hy kom? Waar gaan hierdie vervulling plaasvind? En hulle kom bymekaar en nou verantwoord hulle om, en nou haal 'n gedeelte aan in Micha 5. En die volgende sê hulle, en hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy Bethlehem, land van Juda, is die volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Die interessante is, nou gaan die wyse manne, en hulle gaan na Bethlehem. En toe hulle uitgaan, is die ster wat hulle gekry het in die ooste, is bokant hulle en hulle volg hom tot by Bethlehem. Wie wat is van ongelooflik? Niemand gaan saam met hulle. Niemand gaan saam met hulle. Hierdie manne kom uit 'n ver land uit, op soek na die een wat sou kom, wat beloof is, en tog die mense wat die woord geken het nie saam gegaan nie, was nie opgewonde nie. Nou het Simeon dit gesien. Simeon het sy hart verlang na die een wat sou kom, wat Israel sou verlos. Die verlossing sou gebring word. En deur die Heilige Gees is dit ook in hom openbaar dat hy hierdie tyding sou sien. Ja, elke Jood wat die skrifte bestudeer het, moes geweet het, so Simeon, die tyd van vervulling is naby. Want Daniël het beloof dat 70 sewes sal plaasvind met Christus se koms. En 69 sewens sou plaasvind tot op die Christus se verskyning. En as jy die tyd uitwerk, vanaf die tempel se herbou, tot die tyd van Jesus Christus in Jerusalem instap op die donkie, is dit presies dieselfde tydperk. So die Jode het geweet. Hulle het geweet wanneer dit sou plaasvind. En die Heilige Gees bevestig vir Simeon, wat ondersoek doen in die skrifte, jy sal nie sterwe, voordat jy dit sien. En dan sien hy dit. En as hy dit sien, hoor Simeon se woorde. Hy sê, Here, nou laat ek maar nou sterwe in vrede. Wat meer kan jy sien? As jy Christus gesien het, wat meer wil jy sien? As jy Christus ontdek in jou lewe, wat meer wil jy na streef in jou lewe? Waarmee wil jy jouself besig hou? Waarna smag jy? Simeon sê, ek het die toppunt bereik. As jy Jesus Christus ontmoet het, is dit die toppunt. Nou kan hy maar sterwe. Lukas 2 vers 30 sê hy, omdat my oë u heil gesien het, die verlossing gesien het, wat u voorberei het voor die oë van al die volke, 'n lig wat verligting vir die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. Al hierdie dinge is hy aanhaling in Jesaja. Jesaja profeteer in Jesaja 42 vers 5. So sê God die Here, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met die wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel, dis God. Hy skepper van alles. Ek hoop hier is iemand wat nog steeds dink dat iets net ontstaan het sommer net nie. Wat 'n dwaas kan dit dink? Met al die gesofistikeerde inligting tot ons beskikking, en ons weet hoe rekenaars werk, hoe data, die programmering van data, en jy kyk na die mens, en jy kyk na sy DNA, en jy sien hoe hy geprogrammeer is, presies, elke dier
wat gemaak is. Hoe kan jy nie sê daar is 'n skepper wat geskep het nie? Dis wat Jesaja sê. Jesaja sê dis duidelik. Dis duidelik dat hy geskep het. Vers 6 sê ek en die Here het u geroep. Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Ek vat u hand en behoed u en gee u as verbond van die volk as 'n lig vir die nasies. Dis God wat praat met God. Ongelooflik. God praat met God. Want dis die Here wat praat. En wie praat hy? Hy praat met Jesus. Die een wat sou kom. Hy praat met God. Hy sê die een wat gaan kom is die een wat die verbond van die volk, wat 'n lig gaan wees vir die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes in die kerker uit te lei, om die gevangenes, diegene wat in die duisternis sit, diegene wat in die duisternis sit te bevry. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee nie. So die Here sê, dit is my naam, ek is Jahwe, ek gee dit aan geen ander nie. So die een wat sal kom, gaan eer ontvang, wat moet hy wees? Jahwe ook, Vader en Seun. Simeon sê, my oë die verlossing gesien. My oë die verlossing gesien. Die een wat sou kom, wat verlossing sou bring vir al die volke. Kan jy glo, dat van die begin af, was dit die besef gewees van elke een wat die skrif gelees het, dat die een wat sou kom, nie net sou kom vir die Jode nie, nie net sou kom vir Israel nie, maar hy sou kom vir mense uit elke volk en taal en stam en nasie. En hy sal die lig bring. Die lig het in die wêreld gekom. As jy Johannes gaan lees tog Johannes. Johannes 1 is so ongelooflik. As Johannes begin om te skrywe, dan skryf hy oor Jesus en dan sê hy, die lig het in die wêreld gekom. En dan die skok van hierdie lig wat in die wêreld se kom is dat die mense die lig nie wou gehaat het nie. Hy skryf verder daaroor in Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Hoekom haat mense vir Christus? En baie mense het so ingekleurde Jesus dat hulle dink hy is hierdie een wat net absoluut liefde het vir almal en daar's geen oordeel nie. Terwyl in Openbaring word vertel van hierdie een wat gesterf het aan die kruis, dat hy sit op die wit perd en dat die bloed, soos wat hy oordeel uitoefen oor die wêreld, so hoog is dat dit sit by die toom van die perde. Dit is die Messias waarvan ons praat. Dis dieselfde ene. Dis die een wat die sonde haat. Dis die een wat sonde nie goedkeur nie, wat nie speel met sonde nie, wat nie op 'n dag kom en sê, iets wat die wêreld dink is sonde, is nie meer sonde nie, hoor? Dis die een wat wandel in die lig. Hy is die lig. En oral waar hy skyn, skyn hy lig in die duisternis. Jy kan nie in die duisternis wandel en met hom gemeenskap hê nie, sê 1 Johannes. Daar is nie 'n manier nie, want as jy in die lig kom wandel, maak hy alles van jou oop. Hy stel alles aan die kaak. Jy ontdek wie jy is en jy ontdek wie hy is. En dan eindig 1 Johannes af met as julle sonde bely, hy is getrou en regverdig om julle oortredings te vergewe. Want as jy in die lig kom, wat is die eerste vraag wat jy wil hê, moet beantwoord word? Here, hoe kan ek vrykom van my sonde? Weet jy waar iemand vanmôre is wat die grootste begeerte is? Ek wil vrykom van my verlede. Ek wil vrykom van die persoon wat ek is. Johannes 3 gaan aan, vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf moet word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Maar Simeon het 'n verdere teken, wat hy wil bespreek met Maria. Hy sê vir Maria, hierdie teken gaan weerspreek word. Hierdie teken van die Messias wat sal kom, sal weerspreek word. Hier is die skeiding tussen die wêreld. Die skeiding tussen die wêreld gaan oor een spesifieke ding.
Dit gaan nie oor jou kleur nie. Dit gaan nie oor jou taal nie. Dit gaan nie oor jou etniese volkplek waar jy vandaan kom nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan die enigste skeiding wat daar kom is jy kind van die Here en of as jy nie. Dis die skeiding wat gebring word. En die skeiding wat gebring word is deur Jesus Christus. Hy is die een wat die skeiding sal bring. En daarom, met die sterwe, waar hy sterwe aan die kruis, hy gee sy eie lewe om te sterf aan die kruis, maar die mense van die wêreld span saam teen hom. En die ongelooflikste groep mense kom by mekaar met Jesus. Handelinge 4 vertel hiervan, vers 27. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle Herodes, hierdie koning, Pontius Pilatus, gouverneur. Pontius Pilatus en Herodes kom mekaar nie verdra nie. Okay. So jy het al klaar twee groepe. Herodes, Pontius Pilatus kan mekaar nie verdra nie. Saam met die heidene nasies, die volke van Israel. So jy die heidene nasies, volke van Israel, het hulle van mekaar gehou. Glad. Okay. So jy het 4 groepe al klaar en niemand hou van mekaar. Maar luister mooi. Hulle het saamgespan teen die heilige diensknegt Jesus wat U gesalf het. Hulle almal het saamgespan. Weet wat so ongelooflik? Is dat die wêreld, maak nie saak wat se godsdiens, maak nie saak waaroor dit vir hulle gaan nie. Selfs al sit hulle in die kerk en lewe nie vir die Here nie, hulle almal sal saamspan teen die een wat vir die Here lewe. Want hulle haat dit. Jesus Christus het gekom en sy lewe kla die wêreld aan, soos wat dit aangekla het vir Herodes, Pontius Pilatus, die heidene nasies, die volke van Israel is aangekla deur hierdie man wat absoluut regverdig was in sy hele lewe, sonder enige sonde. Hy word die een waarvan Jesaja profeteer, dan sal hy vir julle heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp, en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die 2 huise van Israel, 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. Hierdie een wat julle so verlang, die meerderheid van julle sal hom haat. Hy sal 'n steen raak teen wie julle stamp. Simeon was opgewonde. Hy het die skrif geken, die Heilige Gees was oor hom, en hy was opgewonde oor hierdie een wat sou kom. Dit was sy verlange van sy hart gewees, om die verlosser te sien. Hy hou hom vas in sy arms. Jy kan vir Simeon daar sien jy hom in die tempel? Hy staan daar en hy hou hierdie klein babatjie vas. En in hom sien hy die verlosser van die wêreld. Wat 'n vreugde is op hierdie man. Die eerste koms van Jesus Christus, soos ek gesê het, is voorspel oral in die Ou Testament. Mense het dit beleef. Miskien sit hier iemand en hy sê, Johan, ek weet nie of hierdie hele verhaal van Jesus wat gekom het, en dat hy gesterf het, en dat hy opgestaan het uit die dood het, dat dit werklik waar is nie maar net 'n storie nie. Kom ek vertel vir jou van die ongelooflike getuienis in die Bybel. In 1 Korintiërs 15 word vir ons 3 persone genoem. Nou wil ek vir jou sê, ons het buite Bybelse bronne van mense wat nie Christen is nie, wat getuig van Jesus Christus dat hy geleef het. So ons het dit. Maar in die Bybel word vir ons vertel dat daar 'n klomp getuies is. En 3 van hulle wil ek gou vinnig vir julle noem. Die een is Petrus. Hy's 'n bangbroek. Hy's die ene wat toe Jesus gevange geneem word, agter hom aangehardloop het, ver weg gebly het, maar stadig agter hom daar aangekom het. Hy kom by die poort in, hulle laat hom toe, en wie is die ene wat hy sê, hy ken hom nie? As wie vir hom vra, dan sê hy, ek ken nie hom nie. As 'n slavin, die laagste orde van die samelewing wat niks aan jou kan doen nie, vir hom sê, as jy nie ook een van hulle nie, dan sê Petrus, ek ken hom nie. Iets gebeur met Petrus na die opstanding. Na die uitstorting van die Heilige Gees gebeur iets met Petrus. Want Petrus raak die man van God wat uitstaan, stap op Pinksterdag en preek dat 3000 mense tot bekering kom. Geen vrees meer nie. Wat het gebeur met Petrus? Petrus het die opstanding gesien. Jy kry vir Jakobus, broer van Jesus. Daar's 'n ander broer van Jesus ook in die Nuwe Testament wat geskryf het, Judas. Hy is ook een van hulle wat die briewe geskryf het. Maar Jakobus laat die leier van die vroeë kerk in Jerusalem. Jakobus is een van die wat aan Jesus toe kom om vir hom weg te vat van die skare af, want die Bybel sê hulle het gedink hy is mal.
Dis sy familie. Sy familie het gedink hy's mal. Wie sal 'n broer of suster van jou oortuig? As jy moes God gewees het. Wie is die eerste persoon wat twyfel sal trek of jy God is? Jou broer en suster. Hulle nie. Daar's 'n manier. Ek ken hom, hoor. Ek het saam met hom groot geword. Daai ene werk nie. Jakobus. Hierdie man word die leier van die vroeë kerk. Waarom? Hy het die opgestaande Here gesien. En dan 'n man met die naam van Saulus. 'n Man wat die vroeë kerk vervolg het, hulle gevange geneem het, goedkeuring gegee het as hulle doodgemaak word. Hy is die een wat die kleed vasgehou het van Stefanus as hy gestenig word. En op pad na Damaskus kom 'n helder lig, die lig wat die lewe bring, skyn. En Saulus se lewe word verander. Sy naam verander na Paulus en hy word die grootste sendeling van die kerk. 'n Man wat die kerk vervolg het, wat het gebeur in sy lewe? Hy het die opgestaande Here gesien. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n groter getuienis as die eerste koms van Jesus Christus. Daar's 'n groter getuienis. Daar's 'n derde van alle skrifte in die Bybel wys heen. 'n Derde van die profesieë in die skrifte wys heen na sy eerste koms. 2/3 van die profesieë in die Ou en die Nuwe Testament wys heen na sy tweede koms. Ek wonder as jy hier vanmôre sit. Miskien ken jy die Bybel. Miskien ken jy nie die Bybel. Miskien dink jy by jouself, ek nie 'n saak met die Bybel. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n tweede koms. En dan kom hy nie meer as die een wat sterf aan die kruis, waarin jy verlossing kan vind. Want daar's geen ander naam gegee in die hemel en op die aarde waardeur 'n mens gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus. En as jy nie jou knie voor die kruis gaan buig en sê, Here, ek wil U volg met alles wat binne in my is. Ek wil nie meer lewe nie, maar getuig soos Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. As dit die gebed is van jou hart, dan kom die Heilige Gees wat jou lewendig maak. Om daai boodskap te hoor, is die Gees wat jou lewendig maak. En dan kom die Gees en hy kom maak woning in jou. En jy word gewas deur die bloed van Jesus Christus. En jy word vrygemaak van al jou sonde. Wat 'n ongelooflike boodskap. En dan kan jy uitsien na die dag wanneer Jesus Christus weer gaan kom. Want as hy die tweede keer kom, kom hy as 'n oorwinnaar. En hy kom op die wolke. En elke knie sal voor hom buig. En elke tong sal bely. Selfs die mense wat nie wil nie, sal die oomblik as hy kom, maar dit sal te laat wees, sal hulle op hulle knieë moet val, voordat hulle uitgeroep het, berge val op ons en die hemels bedek ons van die aangesig van hom wat kom. Sal dit te laat wees en die oordeel sal gevel word. Jou dag gaan aanbreek, dalk voor die dag wanneer Jesus Christus weer op die wolke kom. In Jan se lewe het dit plaasgevind. My vraag vir jou, as Jesus Christus jou kom haal, waarheen sal jy gaan? Waar sal jy jou oë oopmaak? Verlore, ewige hel? Of in die hemel, in die absolute aanbidding van so Simeon, toe hy Jesus Christus vasgehou het in sy arms, was hy opgewonde en gesê, nou kan ek maar sterwe. Ek het die verlossing gesien. Kan jy dink, hoe gaan dit wees? Die dag wanneer Jesus Christus vir my kom haal, en ek hom sal sien van aangesig tot aangesig. My beker loop oor. U goedheid en u guns sal my volg al die dae van my lewe.
En ek sal tuis wees in die huis van die Here, vir ewig en vir altyd. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om deur die woord absoluut en geestelik U teenwoordigheid te ervaar, te weet U is die lewende God, die God wat mens geword het, waarlik God, waarlik mens, en ten volle die prys betaal het wat ons nie kon betaal nie, dat in U ons vergifnis kan hê, oorwinning kan hê, in die lig kan wandel. Ek bid dit, Here, vir elke persoon wat vanmôre hier sit, wat nou geen meer verskoning het, want hulle het hierdie evangelie boodskap gehoor, die blye boodskap. Wat 'n voorreg. Amen. Ek wil net die bedankings doen namens Rachel, en ek wil tog vra, as ons klaar is en ek die seën uitgespreek het, daar is eetgoed, kom saam met die familie, kom geniet dit saam met hulle, nie nodig om nou te gaan nie, kom geniet dit saam met hulle, kom gesels, asseblief, jy word hartlik uitgenooi. Net bedankings, eerstens die hele St. Helena Baai, wat ons in koesterende arms toegevou het, van die oomblik wat die ongeluk gebeur het tot nou. Ons kan nooit genoeg dankie sê nie. Elkeen wat moeite gemaak het om daar te wees, elke oproep en boodskap wat ons ontvang het, almal wat finansiëel en materieel bygedra het, daar is nie woorde nie. Almal wat sonder ophou vir ons bid. Die kerk, ons familie, vir al die ondersteuning, liefde en gebede en die groot geskenk. Jaco, sonder wie ek regtig nie staande sou bly nie. Ma Martie, vir al die liefde en 'n seun wat hy kon liefhê. Die Here God, dankie vir Jan. Dankie dat U ons aan mekaar toevertrou het, sodat ons kon liefhê. Ek wil hê jy moet staan en dan spreek ek die seën van die Here uit. Kan ek vir jou vra, is jy gereed? Is jy gereed? Ontvang die seën van die Here. En gaan huis toe in sy wonderlike vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly, totdat Jesus Christus ons kom haal. Amen.